Hartse vriende, baie welkom weer by ons kerk in Afrikaans. Hier uit Ierland uit, ons kuier rondom die woord van die Here. In Ierland is die mense so kwaai versprei oor die hele eiland. Dit klink na 'n klein eiland, maar die tyd wat 'n mens ry is eintlik nogal lank. So baie van ons lidmate bly ver van die kerk af. En daarom neem ons 'n erediens op sodat hulle dit ook by die huis kan kyk. Maar die van u wat vir ons wat nie eers in Ierland bly nie, maak nie saakie. U skakel ook sommer in en dis dan ook ons erediens vir die week. Waaroor ons die woord van die Here nader bring, stil raak en luister wat die Here vir ons wil sê. En vandag praat ons bietjie oor Esegiel 47. Verlede week het ons gepraat oor Esegiel 37, maar vandag praat ons oor Esegiel 47. En omdat ons die woord van die Here luister en hoor, moet ons ook vra dat ons leiding kry deur die gebed. So kom ons maak ons oë toe. Ja, onsse Vader, dankie dat U woord vir ons gegee het en dit vir soveel duisende jare bewaar het, sodat ons dit vandag nog steeds volledig het. En dis 'n lewende woord, Here, wat 'n indruk maak op ons harte, op ons lewens en op ons gedagtes. En wil U nou ook deur die Gees vaardig wees in ons harte en in ons lewens met die woord. Amen. Nou vriende, ons bring maar ons goed op sosiale media, op die sosiale media platforms en ons weet maar dat sosiale media is 'n plek waar jy maar net vinnig deur kyk, deur blaai, deur alles en nooit stil staan nie. Ons oordenkings is maar daarop gerig dat u tyd sal maak, stil sal sit, asof u kerk toe gaan en dan daarna luister, want hierdie gesprek van ons is baie langer as die 2 of 20 sekondes wat u gewoonlik na die ander sosiale media kyk. En dit is onmoontlik om die woord van die Here in 20 sekondes of 'n minuut in te druk. Dit is net nie moontlik nie. So wanneer u na ons woordverkondiging of na ons eredienste luister, dan sal u moet 'n tydjie eenkant sit en daarna kyk. Ons dis op YouTube opgeneem, so u kan na ons Irish Reformed Church YouTube kanaal gaan kyk en u sal al ons kerk eredienste daar kry. Sou jy dit nie op Facebook kry nie. Ons stuur ook die skakel dan met WhatsApp sodat u dit ook daar kan kry. So 'n kerk erediens vir die Here, 'n tydjie wat ons moet afstaan om na die woord van die Here te luister. U sal nooit daaroor spyt wees nie. Nou kom ons kyk na Esegiel 47 vandag en ons gaan dit lees. Die man het my teruggeneem na die ingang van die tempel. Kyk, water het onder die drempel van die tempel uitgestroom aan die ooste kant. Die voorkant van die tempel was immers aan die ooste kant. Die water het onder die tempel uit aan die regterkant, suid van die altaar afgevloei. Hy het my deur die noordelike poort uitgeneem en my buiteom laat gaan na die buitepoort wat oosfront. Kyk, water het uitgeborrel aan die regterkant. Toe die man in 'n oostelike rigting wegstap, was daar 'n maatlyn in sy hand. Hy het 1000 el afgemeet en my die water laat oorsteek. Die water was net enkel diepte. Hy het nog 1000 meter afgemeet en my die water laat oorsteek, water wat kniediep was. Hy het 1000 el afgemeet en my laat oorsteek, water wat heupdiep was. Hy het nog 1000 meter afgemeet, 'n stroom wat ek nie kon oorsteek nie. Ja, die water het gestyg. Water waarin 'n mens kon swem. 'n Stroom wat nie oorgesteek kon word nie. Hy het my gevra, sien jy dit, mensekind? Hy het my weer na die stroom se wal laat terugkeer. Toe ek weer terug is, daar's toe op 'n stroom se walle 'n groot aantal bome aan albei kante. Die man sê toe vir my, hierdie water wat vloei weg na die oostelike streek en loop dan af na die see, dit loop dan na die Araba en kom by die see uit. In die see waar dit uitvloei word die water vars. Daar sal allerhande lewende wesens wees wat krioel, oral waar dit stroom.
sal hulle leef en daar sal groot hoeveelhede vis wees, want waar hierdie water kom, sal die soutwater vars word. Alles sal leef waar die stroom kom. Daar sal vissers langs die see staan, van En-Gedi af tot by Egjalmen. Daar sal geweldig baie soorte vis wees, net soos die vis van die groot see. Sy moerasse en kuile sal egter nie vars word nie, vir soutontginning is dit bestem. Aan weerskante van die stroom, op sy walle, sal allerhande vrugtebome groei, hulle blare sal nie verwelk nie, en hulle vrugte sal nie opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want dit is uit die heiligdom wat hulle water vloei. Hulle vrugte sal as voedsel dien, en hulle blare tot genesing. Nou vriende, voor ek oor die spesifieke stukkie praat, wil ek net eers oor iets anders, wat natuurlik hierby aanpas, wil ek net eers gedagtes met u ruil. Nou die mens het nie 'n vrye wil nie. In die gereformeerde tradisie is ons oortuig daarvan, dat die mens het nie 'n vrye wil nie. Baie mense sê, ja, die mens het 'n vrye wil, hy kan keuses maak. Die mens kan nie keuses maak nie, hy het nie 'n vrye wil nie. Die mens se enigste keuse wat hy maak, is om God en sy naaste te haat. Dis wat hy wil doen. Dit is sy dryfkrag. En dit het gekom met die sondeval. Het die mens so korrup geraak, is die mens so verniel, dat hy nie meer goeie besluite kan neem nie. Daar het ietsie goeds oorgebly, na die sondeval, daar het 'n klein stukkie goed in die mens oorgebly, maar die mens is nie inherent goed nie. Hy het 'n stukkie goed in hom, maar hy is nie inherent goed nie. So die mens is geneig om te sondig, en hy is geneig om teen God in opstand te kom. Ons het nie eintlik 'n keuse daarmee nie. Nou die interessante ding is dat neurowetenskaplikes begin dit nou deur navorsing uitvind. 'n Neurowetenskaplike sal ook vir jou sê dat jy nie 'n vrye wil het nie, daar's nie te veel invloede wat in jou lewe inwerk, sodat jy nie 'n vrye wil uiteindelik het nie. Nou hoekom ek die agtergrond vir u gee, is dat die mens inherent sleg is. Hy is binne in sy wese tot in sy totaliteit korrup. Daarom moet die mens altyd aangespreek word. Daarom moet die mens altyd lyding kry. En die hele Esegiel, die boek wat ons nou besig is mee, gaan daaroor om mense tereg te wys, om hulle op hulle hardkoppigheid te wys. Esegiel is 'n profeet wat soveel moet sê, soveel moet doen om mense op hulle foute te wys, sodat hulle tot inkeer sal kom en dat hulle lewens sal verander. En dis nogal 'n baie belangrike punt vir ons almal, dat ons moet eintlik heeltyd na onsself kyk. Die vinger na onsself wys. Ons kry ons so maklik self jammer, is dit nie vriende? Dat ons voel, maar ons wil net troos uit die Bybel uit. Die Here moet ons net troos, hy moet ook net mooi goeders vir ons sê. Ons hou nie daarvan om die moeilike goed te sê nie, te hoor nie. Ons hou nie daarvan om tereg te wys te word nie. Ons hou nie daarvan om te hoor van God se oordeele nie. Nou die interessante, dat die hele Esegiel gaan meestal oor God se oordeele, nie net oor die Israeliete nie, maar ook oor ander volke wat teen hom in opstand is. Want dis die gevaar vir ons almal, nie net vir die Israeliete in die tyd van Esegiel nie, vir ons almal. Maar in Esegiel 37 was daar 'n mooi stukkie troos oor God wat in doodsbeendere 'n lewe gee, nê? Dit is so mooi dat die Here ook in die moeilikste omstandighede vir ons uitkoms kan gee. En vandag gaan dit oor die lewende water wat onder die tempel uitvloei, wat ook 'n troosgedeelte is. Maar vriende, ons moet altyd onthou, die Bybel bestaan nie net uit troosgedeeltes nie, en ons moet ook onthou dat ons altyd maar na onsself moet kyk. Paulus praat van Christen wees as soos 'n atleet wat voorberei en oefen, of soos 'n soldaat wat oefen. Dis harde werk om ons gebrokenheid, ons opstand teenoor die Here altyd aan te spreek,
en te groei daaruit en beter te word daaruit. En dit is die hele boodskap eintlik van Esegiel is dat ons groei. Ons is nie sommer eensklaps as ons kinders van die Here word, het ons die Heilige Gees ontvang en nou is alles net 100%. Dit werk nie gewoon nie so nie. Ons het 'n lang proses wat ons moet groei. Ons gedeelte vandag praat van 'n waterstroom wat onder die tempel uitloop. Nou, dis so mooi dat hoe hy dit beskryf. Dis eintlik so 'n baie mooi gedig wat ons hier lees van die man Esegiel sien nou hierdie visioen van water wat onder die tempel uitloop na die ooste kant toe. En dit begin stadig min, enkel diepte, dan kniediepte, dan heupdiepte en dan kan hy nie meer daardeur loop nie. Dan is dit 'n sterk stroom wat in die dooie see inloop en die dooie see lewendig maak. En dan loop hy terug en dan sien hy al die bome langs die kante op die oewer van die rivier wat elke maand vrugte dra en heeltyd eintlik voorsien in die mense behoeftes. En dis die genade, vriende, van die Here, die lewende God, wat die lewende water vir ons gee, waaruit ons kan leef. Onthou wat ek in die begin gesê het, ons is almal korrup, ons is almal verniel deur die sondeval, en ons het die lewende water nodig, om te groei, om anders op te tree. Sonder die lewende water kan ons nie. So die lewende water versorg ons, vertroos ons, maar dit gee ons ook 'n nuwe manier van leef en 'n nuwe manier van optree. Die Here sê sy woord, en om 'n kind van die Here te wees beteken jy staan by die stroom van lewende water. So maak nie sleg hoe sleg die wêreld is en hoe droog dit buite die stroom is. Onthou Israel was 'n baie droë plek. En dis basies net by die stroom waar die bome groei, buite die stroom is dit 'n woestyn. En die Here sê vir my en jou, as ons naby hom bly, dan kan ons drink van hierdie lewende water. Maak nie saak hoe sleg ons omstandighede is nie, maak nie saak hoe depressief jy is, hoe moeilik jou lewe is nie, maak nie saak hoeveel uitdagings jy het nie. In terme van jou finansies, in terme van jou siekte, en in terme van jou familie en jou verhoudings, maak nie saak wat dit is nie. By die Here is daar lewende water vir jou, waar jy kan groei, waar jy kan gedei, waar jy as dit ware omtrent elke dag gevoed kan word. Maar wat nou in die Nuwe Testament, hoe werk dit in die Nuwe Testament? Onthou julle dat die Here Jesus gesê het, ek sal hierdie tempel afbreek en dit in 3 dae weer herbou. Onthou julle dit? Jesus het van sy eie liggaam gepraat. Sy eie liggaam is die tempel. Jesus is nou die tempel. En onthou hy toe hy die vrou by die put gekry het, en hy het vir haar gesê, as jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors word nie. En sy het gesê, gee tog vir my van daardie water. En dan weet ons dat hy, Jesus, is die lewende water. En as ons van saai water drink, sal ons nooit weer dors word nie. Vriende, as kinders van die Here, kan ons nie sonder geloof in Jesus Christus leef nie. Dis onmoontlik. Ons is te swak, te nietig, te breekbaar, te broos, om op ons eie op aarde te kan leef. Ons kan nie op ons eie as disippels leef nie. Ons kan nie eers op ons eie as goeie Christene leef nie. Dit is totaal onmoontlik. Ons kan nie die lewe aanpak sonder die krag van die Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees in ons lewe nie. Ons kan geen van die uitdagings hanteer wat oor ons lewe kom sonder die Here Jesus Christus in ons harte nie. Die Here Jesus Christus is die lewende water, dieselfde stroom wat ons hier sê. Langs daai stroom groei die bome wat vrug dra, wat ons versorg en vir ons voorsien in alles wat ons nodig het. Waar die water, die lewende water kom, daar kom lewe. Weereens, die water loop in die dooie see in, nê? Dis die hele visie hierso. Die dooie see kan niks leef nie, want daar's te veel sout. Maar die water loop in die dooie see in, en dit word vars. En dis die krag van die lewende water. Dis die krag van die Here Jesus Christus in ons lewe. Ons kan nie op ons eie nie.
Hoe goed jy ook al vaar as 'n gelowige en in jou geestelike lewe en jy kan dink jy's hierdie wonderlike mens en jy het die Heilige Gees ontvang en jy het alles onder die knie, jy verstaan alles, jy doen nie, dis nie hoe dit werk nie. Alleen deur die lewende water wat die Here Jesus vir ons, Christus vir ons gee, kan ons leef, kan ons bestaan in hierdie wêreld. Esegiel het soveel beklei met die Israeliete oor hulle hardkoppigheid. Maar hier kom hy en hy gee vir ons so mooi boodskap oor die lewende water. En ons as Christene weet daardie lewende water kom van die Here Jesus Christus af. Vriende, ons kan ons lewe net gewoon in die hande van die Here Jesus plaas. Ons kan die Here Jesus aantrek, omhels, aanneem, as dit ware, in hom een word met hom, deur ons geloof en deur ons vertroue en hoop, en alleen dan sal ons die lewende water hê. Hopelik bring hierdie twee gedeeltes, Esegiel 37 met die doodsbeendere en natuurlik ook Esegiel 47 oor die lewende water, bring jy tot die besef hoe afhanklik jy is van die Here Jesus Christus, dat hy nommer 1 is in die lewe, dat hy in beheer is van u lewe, en dat hy ten volle aan hom oorgegee is. En as jy dit nog nie gedoen het nie, dan kan jy dit ook nou doen, om die hele lewe en alles wat jy is, in die hande van die Here Jesus te gee, om hy opnuut weer oor te gee, in die geloof, in sy hand, in sy sorg, maar ook as die verlosser, onthou dit, nie? As die saligmaker, as ons voorspraak, advokaat, nie? Dis ook 'n mooi woord wat ons gebruik, om Jesus aan te neem as jou advokaat, jou prokureur en advokaat, wat vir jou sal instaan, en vir jou sal optree. Vriende, ja, in 'n dorre wêreld, waar dinge so donker lyk baie keer, is Jesus die lewende water, wat vir ons laat gedei, en laat groei. Moenie 'n geleentheid verbygaan om aan die Here Jesus vas te hou nie. Amen. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie pragtige gedeelte, en dankie vir die feit dat ons weer eens leer hoe belangrik dit is om aan U vas te hou, want op ons eie kan ons nie die wêreld beveg nie, op ons eie kan ons nie goeie disippels wees nie, op ons eie is ons niks. Here, aan U kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen.